Ritme tyd, ritme digitaal, daardie uur van die week, daardie oomblik van die week, dat die wêreld tot stilstand kom, dat die hemele oop is, want God se woord is op die spyskaart, die woord wat die lig is vir ons pad en die lamp vir ons voet. Mag jy dit beleef, mag jy beleef dat die Here se woord, na al die jare dat ritme digitaal bestaan, ook vanaand vars en nuut is. Geniet ook vanaand en vandag se ritme digitaal. Hartlike, warm hallo van my kant af, om op hierdie manier met jou te kuier, om op hierdie manier die woord met jou te deel, om op hierdie manier met jou te connect, dis ons 'n baie inwoord in die laaste tyd, is om connected te wees, is 'n absolute voorreg, en veral omdat dit gaan oor die woord. Dis die lekkerste, om deur middel van ritme digitaal, wêreldwyd te kan kuier, Suid-Afrika vol te kan kuier, en dit gaan oor die woord, dit is wat ons saam bind, uiteindelik Jesus Christus, ons Here, ons koning. Nou, ek weet nie van jou nie, ek is nogal lief vir musiek, hierdie word nou opgeneem in die tyd wat ja, so 'n paar weke nadat Laurika Rauch byvoorbeeld nou amptelik afskeid geneem het. En ek was so lief vir haar musiek gewees, ek het so baie van haar musiek gehou, en ek hou steeds daarvan, en gelukkig is haar musiek tydloos, en gaan 'n mens altyd daarna kan luister, of dit nou Mannetjies Roe is, of dit nou Bloubergse Strand is, of dit nou Hotgates is, of dit nou Die Gang is, of dit nou wat ook al is. En dit is vir my ook baie lekker, om te kan sing in 'n kerk. Daar's soveel kerke en gemeentes wat ek die voorreg het om te kom, met fantastiese musiek, want dit is mos nou die algemene woord, worship. Dit is mos nou wat ons noem worship. Maar ek dink ons mis die punt so 'n bietjie, en ek mis die punt ook partykeer so 'n bietjie, as ek dink dat worship net oor musiek gaan. Dit kan jy nou vertaal, die woord worship, uiteraard met die woord aanbidding. En ons gaan nou so 'n bietjie gesels. Dit is vir my baie lekker om met jou hieroor te gesels. Wat is dit werklik? Wat is worship werklik? Wat is aanbidding werklik? Daar's soveel mooi worship musiek. Ek kan vir jou soveel name nou gooi. Ek bedoel, as ek nou dink 'n tyd terug, vandag nog, ek bedoel jou Matt Redmans en jou Chris Tomlins en huidiglik jou Phil Wickams, en dan jy nou nog baie soveel name, ek moet nie begin name noem nie, want daar's soveel goeies, en ook nog baie wat ek nie van weet nie. Maar weer, is dit net musiek? Is worship, is aanbidding net musiek? Wanneer ons in die kerk staan en dalk jou hart ophef na die Here, en jou hart en jou hande ophef na die Here, dit hang af van jou styl en waarvan jy hou en waarmee jy gemaklik is, daai is nie belangrik nie. Maar is aanbidding nie baie meer as dit nie? Dis die vraag. Kom ons kyk, Eksodus 20. Vers 3 tot 5, sê vir ons: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. So hierdie woorde, jy mag hulle nie vereer of dien nie, jy mag niks anders vereer of dien, behalwe vir my nie, sê God. Dit is basies aanbidding, jy mag niks anders worship of aanbid, behalwe vir my nie. En nou is die vraag, wat is vir jou belangrik in hierdie lewe? Ek kan dink aan baie goed. As ek daai vraag moet antwoord, baie goed is vir my belangrik in hierdie lewe. En dalk is die belangrikste vraag wat ek jou kan vra, is, wat is vir jou die belangrikste in die lewe? Is die Here werklik nommer 1 in jou lewe? Is hy regtig die hoofletter God in jou lewe? Nie net omdat dit taalkundig korrek is, omdat hy God is nie, maar omdat hy nommer 1 in jou lewe is. Nou 'n baie bekende skrywer help nogal vir ons so 'n bietjie hiermee. Amerikaner met die naam Kyle Idleman. Nou Kyle skryf die volgende. Hy sê
A God is what we sacrifice for and what we pursue. 'n God, jy is bereid om vir 'n God op te offer. Jy jaag sekere goed in jou lewe na, jy pursue sekere goed in jou lewe. En in die proses wat jy dit pursue of najaag, offer jy op om daarby uit te kom. En daardie goed, of daardie persoon, is die God in jou lewe. Nou waarsku hy sê, goals can become gods. Nou, ek is baie pro, ons moet doelgerig lewe. Ons moet doelwitte hê. Daai ou sê dingetjie van you aim at nothing and you never miss, dis so waar. So daar's niks verkeerd met doelwitte nie. Solank as wat dit goddelike doelwitte is. Solank as wat dit doelwitte is wat die Here in jou hart kom sit en deel is van die plan en die roeping van die Here in jou lewe. You start to serve them. Hierdie goals, you start to serve them, live for them and sacrifice for them. Dit is die gevaar van verkeerde doelwitte. Wanneer God om agter Jesus aan te loop, nie meer jou nommer 1 doelwit in die lewe is nie, maar dit is sommer so 'n bysaak. Jy sleep hom by veral as dit met jou sleg gaan en as dit met jou moeilik gaan en as jy die noodwiel of die spaarwiel nodig het, dan sleep jy hom by. Nee, belangrik. A God is what we sacrifice for and what we pursue. Nou Carl Eidelman gaan verder, hy help ons baie prakties hiermee. Hy sê wie jy aanbid, bepaal jou toekoms. En definieer jou hele lewe. Dit bepaal jou hele lewe. Dis die een keuse wat elke ander besluit in jou lewe beïnvloed. So wie jy aanbid, jou worship, vir wie jy jou worship gee, dit bepaal jou hele lewe. En dit beïnvloed elke ander besluit in jou lewe. Nou wil ek vir jou na 'n gedeelte in die Bybel toe vat en ek wil hê jy moet saam met my, as ek hierdie lees, wil ek hê jy moet saam met my die prentjie sien wat hier geskets word. En dit kom uit die baie bekende Matteus 25. Wanneer die Seun van God kom, dis Matteus 25 vers 31 tot 33. Wanneer die Seun van God kom, sal almal sien hoe belangrik hy is. Al sy engele sal saam met hom kom. Hy sal op die troon gaan sit, waar net die belangrikste een, die koning self, mag sit. Dan sal al die mense voor hom bymekaar gebring word. Hy sal die mense in 2 groepe verdeel, soos 'n skaapwagter bokke en skape van mekaar skei. Hy sal die een groep regs van hom laat staan en die ander groep aan sy linkerkant. So dis die prentjie wat ek nou wil hê moet saam met my sien. Die koning self, die belangrikste, hy sal op die troon sit en hy gaan hierdie groot groep mense vat en hy gaan 'n groep regs sit en hy gaan 'n klomp links sit. En dan Matteus 25 vers 34. Die koning sal dan na die mense regs van hom draai. Staan nader, want my Vader is baie tevrede met julle. Is dit nie die mooiste woorde nie? Is dit nie woorde wat ek en jy eendag wil hoor? Ons Vader is baie tevrede met jou. Jou Vader is tevrede met jou. Ons Vader is tevrede met ons. Maar weet julle waarom God so tevrede met julle is? Wow. Hoekom is hy so gelukkig met jou, so tevrede met jou? Dan is daar 'n hele beskrywing van belangrike praktiese hande en voete goed wat ek en jy moet hoor. Jy weet, daar was mense wat niks te eet gehad het nie. En jy het vir hulle kos gevat, jy het vir hulle kos gegee. Daar was mense wat dors was en jy het vir hulle water gegee. Daar was 'n onbekende, 'n vreemdeling. En jy het gesê welkom. Jy het jou hart en jou hande, jou arms oopgemaak vir hierdie persoon. Gasvryheid, met ander woorde. Daar was mense wat nie klere gehad het nie. Hulle klere was stikkend. En jy het vir hulle klere gegee. Mense op 'n siekbed, jy het hulle versorg.
En daar was mense in die tronk. En jy het hulle besoek, jy het gaan kuier. Jy het die moeite gaan doen om te gaan kuier vir mense in die tronk. So mense hoor hierdie woorde weer, maar weet julle waarom God so tevrede met julle is? Nie omdat jy so ryk is en so baie geld het en so baie geld gegee het vir die kerk en spreekwoordelik teen die leer opgeklim het met ek is so oulik, ek werk myself met goeie dade op na God toe en ek doen meer van die goeie en minder van die slegte en sulke goed. Praktiese hande en voete rondom kos en klere en siek en tronk. Daar het jy 'n verskil gemaak. Daar het jy 'n verskil gemaak. So mense, die hart van aanbidding is nie net wanneer ons hande in die lug staan en die Here aanbid met goeie musiek en met mooi musiek wat ons harte raak en ons lewens raak nie. Dit ook, asseblief moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek is lief daarvoor. Ek is lief vir sing. Ek is lief vir mooi musiek. Maar ons maak die fout om te dink net dit is aanbidding. Dit wat ek so pas vir jou gelees het uit Matteus 25, dit is aanbidding. Dit is aanbidding. Dit is wat maak dat God met ons tevrede is. Dit is ware, egte worship. Nou, 'n persoon wat ek baie goed ken, en ek was al by sy kerk gewees en het al soveel van sy geleenthede bygewoon, sy jeuggeleenthede, Louis Giglio, van die Passion City Church in Atlanta en ook die Passion jeugbeweging in die wêreld. Hy skryf so mooi. Hy sê, "You, my friend, are a worshipper." Of jy nou hou van musiek of nie, of jy nou hou van sing of nie, you are a worshipper. There I said it. Ek het dit gesê, sê hy. Every day, all day long, everywhere you go, you worship. It's what you do. It's who you are. Dis wie jy is. En uit wie jy is, kom wat jy doen. En dis elke dag. Hierdie is my so mooi geskryf waar hy sê, everywhere you go, you worship. Every day, all day long, everywhere you go. Ons aanbid. I don't know whether or not you consider yourself a worshipping kind of person, but you cannot help but worship something. It is what you were made to do. En hierdie is vir my verskriklike belangrike waarheid wat hy sê. Ons is gemaak vir aanbidding. Ons is gemaak om iets of iemand te aanbid. Dit gee sin en betekenis in ons lewe. Daar is daardie fokus en dis waarin my aanbidding gaan. Hy sê dit, it is what you were made to do. Should you, for some reason, choose not to give God what He desires, you'll still worship something. As dit dan nie die Here is nie, jy gaan nog steeds aanbid. Jy gaan iets anders dan aanbid. Exchanging the Creator for something He has created. Met ander woorde, ware aanbidding gaan werklik daaroor om gefokus te lewe op God, op die Creator, op Skepper, die een wat hemel en aarde en baie meer persoonlik vir jou en vir my gemaak het. Dit is ware worship, dit is ware aanbidding. So as jy nie vir God gaan aanbid nie, jy gaan steeds aanbid. Dit gaan nou net iets of iemand anders wees. En as ek dink aan hierdie tegnologie tyd wat ons in lewe, hierdie virtuele digitale tyd, wat sy voordele het, byvoorbeeld ritme digitaal, maar hoe ons na ure en ons jong mense ure en ure, tyd wat hulle aan verhoudings kon spandeer het, tyd wat hulle aan die woord kon spandeer het, hoe hulle dit mors met sosiale media en met speletjies en daai, dis worshiping, dit is aanbidding, dit is maar een voorbeeld. Vir elke mens is dit iets anders. En nou wil ek 'n sprong maak na die boek Kolossense. Paulus se brief wat hy skryf aan die gemeente in Kolosse. Waaroor gaan die hele boek Kolossense? Dit gaan daaroor dat mense by Jesus 'n plus wil sit.
Met ander woorde, as jy okay wil wees en as jy nou regtig geestelik gevorderd wil wees en geestelik hoër graad wil wees, dan sit Jesus met 'n klomp plusse. En dis presies hoekom Paulus hierdie brief skryf vir die gemeente in Kolossense, om vir hulle te sê, weet jy wat, Jesus is alles, Jesus is genoeg, dis nie nodig vir ander afgode in jou lewe nie, aanbid Jesus en Jesus alleen, hy is die God, hy is die Christus, hy is die Here. Kom ek lees vir jou, Kolossense 1 vers 15, die Seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. En as jy verder lees in Kolossense 1, dit is 'n lofrede, dit is 'n stuk lofprysing, dit is 'n stuk worship, dit is 'n stuk aanbidding van Jesus en wie Jesus is, en dat Jesus die Here is, die Christus is, en dat hy genoeg is. Ons kry so baie misleiding in vandag se wêreld, ons kry so baie mense wat vir jou anders wil oortuig, jy weet, jy kort nog dit, en jy kort nog dit, en jy moet nog dit, en jy moet nog dat. Weet jy wat? Om Jesus te volg en meer soos Jesus te raak, dit is waaroor die lewe gaan, en dit is aanbidding, en dit is wat ons in Matteus 25 ook gesien het. Dit gaan oor kos, en dit gaan oor klere, en dit gaan oor water, en dit gaan oor gasvryheid, en dit gaan oor om mense in die tronk te besoek, ensovoorts. Dit is om agter Jesus aan te stap. Dit is nie net 'n eenvoudige, maklike oomblik in 'n mens se lewe nie. Kolossense 2 vers 8, Paulus waarsku. Hy sê, pas op dat niemand julle van hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Met ander woorde, dit is asof daar baie kerke vandag is, dalk moet ek sê sogenaamde kerke vandag is, wat hierdie Jesus plus, en hulle probeer die fokus die hele tyd op die iets anders, die iemand anders, die meer, die nog, asof daar meer en nog buiten Jesus is. Gaan lees van die vrugte van die Gees, dit beskryf vir jou mooi wie Jesus is. As ek en jy dit kan wees, dit is genoeg, en dit is die Jesus, dit is die God wie ons aanbid. Nou weer, Kolossense 3 vanaf vers 5. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid, wat afgoderry is. Hoor mooi, wat afgoderry is. Die aanbidding van 'n verkeerde God, 'n klein letter God. Dit is worship van 'n klein letter God. Pas op daarvoor. Ons leef in 'n tyd, in 'n goddelose tyd. Ek dink ons is almal eens in die laaste dae van kom ek lees vir julle goed vir jou. Onsedelikheid, onreinheid, welle, slegte begeertes, gierigheid. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie, en moenie vir mekaar lieg nie. So wees eerlik en wees opbouend met jou taal en wees opbouend met jou woorde. Dit is aanbidding. Dit is aanbidding. Vers 10. En leef nou die lewe van die nuwe mens. Die nuwe mens is die een wat genade ontdek het, die liefde van God, jou Vader ontdek het, die een wat Jesus Christus die verlosser ingenooi het in jou lewe. Dit is 'n nuwe mens, 'n nuwe identiteit, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. Dis 'n groeiproses. Al hoe meer vernuwe word. Soos ons agter Jesus aanstap, oomblik vir oomblik, dag vir dag, week vir week, geestelike groei, ons word vernuwe. Die nuwe mens wat elke dag meer en meer vernuwe. Vers 13. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as een iets teen die ander het. Vergewe, geduldig. Hoor weer, vrugte van die Gees wat hier uitkom. Om meer en meer soos Jesus te wees. Dit is wat dit beteken om Jesus te ken, om Jesus te volg, om Jesus te aanbid, om hom te worship. Dit is nie net 'n Sondag liedjie sing nie. Ek sê weer, dit is vir my baie, baie lekker en 'n wonderlike voorreg, en dis nodig, ons het dit nodig, om ook op daardie manier te worship. En Kolossense vat ons soontoe. Paulus vat ons soontoe. In Kolossense 3 vers 16 sê hy, met dankbaarheid in julle harte, moet julle psalms,
lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. Maar dit is vir my baie interessant waar hierdie staan. 'n Mens gaan deur die boek Kolossense, die lof en die heerlikheid, Jesus alleen, Jesus die Christus, Jesus die Here. Ons gaan deur Kolossense 2 wat sê pas op vir misleiding. Jesus is die enigste, dis nie Jesus plus nie, dis nie Jesus plus nie. En dan in Kolossense 3 vanaf vers 5, al hierdie goed van onsedelikheid en onreinheid en welis, en ons moet nie loop met onvergifnis nie, en ons moet geduldig wees, en dis 'n leefwyse, dit is 'n leefwyse, en dan loop dit uit op Kolossense 3 vers 16. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. So is musiek deel hiervan? Ek wil so ver gaan om te sê, ek dink musiek is 'n baie belangrike deel hiervan. Ek dink dit is 'n ongelooflike, ek wil amper sê gevolg van 'n lewe van aanbidding. Elke tree wat ons gee elke dag agter Jesus aan, om vir honger mense kos te gee, dis Jesus se hart, om vir mense wat dors is 'n beker koue water te gee, met ys in, dit is Jesus se hart, om nie bitter te wees nie, maar te vergewe, dit is vryheid, dit is aanbidding, en daarom loop dit uit op musiek, daarom loop dit uit op ons hande ophef, ons harte ophef na die Here toe, ook wat ons liedere aanbetref, wat ons lof aanbetref. So, ek dink die belangrike punt wat ek probeer maak, om vir jou te leer en net vir myself aan te herinner, dat worship of aanbidding is meer as net 'n lied. So baie keer praat ons van, die worship was so lekker in die kerk. En weet, dis nie verkeerd nie, want jy verwys na die singgedeelte, jy verwys na die musiekgedeelte, is nie verkeerd nie. Maar weet dat aanbidding is om agter Jesus aan te loop elke dag, om Jesus te erken en so te leef asof hy die nommer 1 in jou lewe is. Jesus nommer 1. Aanbidding is baie meer as net 'n lied. Kom ons bid. Here, dankie dat ons kon leer vandag, dat aanbidding baie meer as net 'n lied is, dat aanbidding daaroor gaan, Here Jesus, om U nommer 1 in ons lewe te maak, en te leef, asof U die nommer 1 in ons lewe is, uit die keuse dat U die nommer 1 in ons lewe is. Dit is aanbidding. Here, en ons kom vandag om vir U te sê, mag elke tree van ons lewe, mag elke woord wat ons praat, mag dit werklik diep goddelike aanbidding wees. En Here, wanneer ons sing, mag dit uit ons lewens van aanbidding kom, mag dit uit harte van aanbidding kom. Ons hef ons hande op na U, Here, en ons loof U, ons aanbid U as die enigste ware God in Jesus Christus. Amen. Nou daar is dit. Aanbidding is soveel meer as wat ek en jy gedink het, soveel meer as wat ons baie keer praat. So kom ons gaan leef 'n lewe van aanbidding. Kom ons dink aan die woorde van Louis Giglia, wat sê, you are a worshipper. Jy weet dit dalk net nie, but you are a worshipper. Ek en jy is aanbidders. Dis net van wie? Van wie? Mag dit altyd Jesus Christus wees. 'n Wonderlike week vir jou. Totsiens. Die Here se woord moet in die brandlys van ons hart gebere word. Hierdie woord is een van hulle wat in jou hart gebere moet word, wat jy gereeld moet oordink. Versprei dit, deel dit as die Here jou opgebou het. Dankie dat jy ook finansiëel betrokke is by hierdie bediening, wat dit moontlik maak dat God se woord wyd en suid versprei kan word. Dankie vir jou betrokkenheid. Dankie vir jou lojaliteit. Mag jy 'n lekker en 'n geseënde week hê in die Here se naam.